Ons kry twee tipes variasie, ons kry kontinue variasie en diskontinue variasie. Diskontinue variasie beteken net dit is eienskappe wat in duidelike kategorieë voorkom met geen of min tussenin forme. 'n Voorbeeld wat ons gereeld hier gebruik is die bloedgroepe. Jy het byvoorbeeld bloedgroep AB of bloedgroep O. Kontinue variasie is eienskappe wat oor 'n reeks waardes voorkom met baie tussenin forme. Die byvoorbeeld gebruik is velkleur. Daar is nie byvoorbeeld net 3 verskillende velkleure nie. Daar is 'n groot reeks verskillende velkleure. Diskontinue variasie, weer eens, is duidelike afsonderlike kategorieë. Dit is byvoorbeeld, kan jy jou tong rol of kan jy nie jou tong rol nie? Is jou oorlel vas of is hy los? Kontinue variasie is 'n reeks intermediêre fenotipes. Dit is byvoorbeeld jou lengte. So jy gaan of die definisie moet ken en die term moet gee, of hulle gaan vir jou die term gee en jy gaan die definisie moet uitskryf, of hulle gaan vir jou voorbeelde gee en vra wat sien dit is. So in Mei Junie 2023, toe vra hulle by 1.1.9, watter een van die volgende dui die tipe variasie aan vir elk van die menslike eienskappe wat gegee word. So hulle gee vir jou lengte, velkleur en tipes oorlalle. Jy weet lengte is kontinu, want daar's 'n reeks intermediêre. Velkleur is ook kontinu, want daar's 'n reeks, daar's ons nie vaste duidelike kategorieë nie. Die tipes oorlel is weer diskontinu. Of die oorlel is vas of hy's los. Lengte is kontinu, velkleur is kontinu en tipes oorlel is diskontinu en dit is B. In November 2023 toe gee hulle daar by 3.3 daar 'n ondersoek wat uitgevoer is oor die verwantskap tussen die kophoogte en die bytkrag van akedisse. Vra hulle die kophoogte vir elke akedus spesie was verskillend. Noem die soort variasie wat deur hierdie kenmerk vertoon word. Kan nie diskontinu wees nie, want daar is nie 'n vaste groep nie. Daar's nie spesifieke kategorieë nie. Jy het nie byvoorbeeld 'n hoë kophoogte, 'n gemiddelde kophoogte en 'n lae kophoogte nie. Daar's 'n reeks verskillend. So dit is dan kontinue variasie. In Mei Junie 2024, toe vra hulle by 1.1.8, hulle vra toe nou watter een van die volgende kombinasies is voorbeelde van diskontinue variasie. So diskontinue variasie is daai met die kategorieë, dis die vasgestelde kategorieë. Daar's nie intermediêres nie. P, ek kan my tong rol, ek kan nie my tong rol nie. So dit is diskontinu. Ek is 150 cm lank, ek is 153 cm lank. Lengte, daar's intermediêre, daar's 'n groot reeks fenotipes, so dit is kontinue variasie. Ek het los oorlalle, ek het oorlalle wat vas is, jy weet nou vir oorlalle, vaste kategorieë, diskontinue variasie. En dan S, my bloedgroep is A, my bloedgroep is AB. Dit is vaste kategorieë, dit is diskontinue. So wat een van die kombinasies is voorbeelde van diskontinue variasie? So ons weet P, R en S, net nie Q nie, so jou antwoord is B. Dit is nie baie moeilike leerwerkie mense, jy moet hom maar net inoefen. Hy kan so 'n bietjie verwarrend wees aan die begin of bietjie uitdagend wees in 'n vraestel. So wat hulle kan doen is, hulle kan vir jou die definisie gee en vra vir jou om die term te skryf, of hulle kan vir jou die term gee en vra om die definisie uit te skryf. Soos in meeste voorbeelde en soos in meeste vraestelle gaan vir jou vra om dit te herken. Hulle gaan vir jou voorbeelde gee en vir jou vra wat se tipe variasie dit is. Ons gaan dan volgende kyk na Lamarck en Lamarckisme.